Ek wil jou nooi, groet iemand langs jou, net sê net hallo en welkom. Ons gaan nou in 'n tyd van die woord ingaan. Sê net hallo daar, so stel jouself voor. Daar is sy. Hoe lekker is dit om so saam te aanbid en net hierdie woorde te kan verklaar, U regeer. Here, U regeer. Ek weet nie wie saam met my stem nie. Maar in 'n wêreld wat vol bomme besig is om te tref en Amerika wat optree en Iran en Israel en dinge loop skeef, kan ek en jy net vanoggend verklaar, die Here regeer nog steeds. Amen. Hierdie moet vir ons goeie nuus wees. En Here, dankie dat U ook oor Kaleio Kerk regeer. Here, dankie vir die groei. Dankie vir U wat hierso kom doen. Here, dankie dat ons op hierdie manier U kan beleef. Here, dankie vir familie. Dankie vir ware verhoudings. Ons bid dit in Jesus se heilige naam en almal sê amen. Elke week kan ek dit nie glo nie, maar net as ek dink dis nou verby, dan kom daar nog persone wat sê ons het 'n babietjie om toe te wy. Magtig Kaleio is vrugbaar. Hier is mense wat regtig 'n goeie werk doen en ons is so trots op julle. Well done. So, ons wil vanoggend begin, voor ons in die woord spring, wil ons 'n babietjie toewy. En ek wil graag vra dat die ouers na vore toe kom en regtig hierdie pragtige oomblik net saam vier, waar ouers besluit, ons gaan hierdie nou mooi verduidelik, dat ons kinders in 'n huis sal grootmaak waar hulle Jesus Christus sal ken. So ek wil net 'n paar mense, Gadiel, my mooi vrou, net by my kom staan, en dan Morney en Annelien, as julle graag net hier so by my wil kom staan. Wat 'n groot voorreg. Yes, julle die memo gekry vanoggend, mooilik. Pragtig. Ja. Kan ons net vir 'n lekker handeklap gee vanoggend? Ek wil mooi verduidelik dat by Kaleio, as jy vanoggend 'n besoeker is, glo ons nie in kinderdoop nie. Ons glo by Kaleio in die doop van die gelowige. Wanneer 'n persoon tot geloof kom, wanneer 'n persoon besef dat die wet kan my nie red nie, dat ek 'n redder nodig het en Jesus Christus nodig het, dan maak ek 'n besluit, ek kom tot geloof, en dis die oomblik van wedergeboorte. Dis nie hierdie moment nie. Hierdie moment is waar ons vir mekaar sê, ouers sê, Here, ons wy hierdie babietjie aan U toe, en ons skep 'n ruimte, 'n spasie waar ons sal uitbeeld in ons huwelik, in ons waardestelsel, dat die babietjie, die kinders binne in hierdie huis, Jesus sal leer ken. Dit is my so mooi as Jesus in huise is, want daar gebeur net ander goed. So, ons het die groot voorreg, hierdie babietjie het so 'n mooi naam, Amalia Blom. En ons het die groot voorreg om vanoggend haar toe te wy, maar voordat ons op haar fokus het, wil ek eers op julle twee fokus. Ek wil vanoggend vir julle gebed bid, dat ek vertrou, hierdie is nie die enigste kinders wat deur hierdie huwelik kom nie, dat die Here nog planne het. Maar dat julle vandag en vanoggend 'n diep beseffing sal hê. Die Here voorsien dat hy vir julle 'n nuwe gawe van genade, baie geduld en liefde sal gee. Dat klein Amalia sal groot word in 'n spasie na waartoe die Here haar roep. Maar sy het 'n roeping oor haar lewe, 'n Kaleio roeping oor haar lewe. Kaleio beteken die roeping van die Here. Dis glo ons ook in ons kerk. Die Here, daar's 'n roeping oor hierdie kerk. En so Here, ons kom, wat julle hande net wil uitsteek. Ons kom vanoggend en ons spreek net die genade van die Here, voorsiening, wysheid. Here, ons spreek genesing en salwing oor hulle huwelik uit. Here, ons spreek oor hulle gesin die naam van Jesus, dat enige bose mag wat probeer invloed het, siekte wat probeer invloed het, Here, dat dit geen krag het in die naam van Jesus Christus. En almal sê amen. Hier is 'n mooi storie agter Amalia, is dat aan die begin, soos ek reg verstaan, moes sy nie eintlik hier gewees het nie. En die Here het ingegryp. Daar's sy. Ja, haar naam beteken die werk van God. En nou weet ons, as haar roeping oor haar lewe. En daarom kom ons nou, en ons wil oor klein Amalia bid. En ons wil vir haar vra, Here, dat sy sal weet dat sy 'n roeping het. En dat sy 'n roeping het. Here, dat dit geen krag het in die naam van Jesus Christus. En almal sê amen. Hier is 'n mooi storie agter Amalia, is dat aan die begin, soos ek reg verstaan, moes sy nie eintlik hier gewees het nie. En die Here het ingegryp. En nou weet ons, as haar roeping oor haar lewe. En daarom kom ons nou, en ons wil oor klein Amalia bid. En
Wil net julle oë saam met my sluit. Here, dankie vir hierdie pragtige lewe. Here, die woord sê in Efesiërs, voor die grondlegging van die aarde het U al planne oor haar gehad. Here, mag sy in haar lewe besef, U is vir haar en nie teen haar nie. Sy is nie hier toevallig nie, sy is hier vir 'n spesifieke rede. Ons spreek oor haar klein lyfie, absolute genesing nou in die naam van Jesus Christus. Enige siekte, pyn, dit wat nie daar moet wees nie, verwyder jouself nou in die naam van Jesus Christus. Here, dankie dat U haar oprig om groot impak te hê in hierdie wêreld. Ons bid dit in Jesus heilige naam en almal sê amen. Kom ons gee vir hulle so 'n lekker hande klap. Ek wil julle twee net in die oë kyk vanoggend en sê ek is so trots op julle. Hierdie is die regte stap om jou huis op te set vir sukses. Dankie vir die leierskap, dat jy priester en hoof van jou huis is, dat jy daai ruimte skep. Dankie dat jy versorg, dankie dat jy Jesus, die Heilige Gees uitleef binne in jou huis. En ek sien so uit vir die storie wat gaan kom hierso. Hey, ek's lief vir julle, hoor. Alright. Julle kan gaan sit. Kom ons gee net weer vir hulle laaste hande klap en ons het vir julle geskenkie gekoop. Wat sê? Net om te noem, ons kry elke keer met 'n kindertoewyding kry ons spesifieke woord vir die babietjie en vir Amalia en dan raam ons dit en daai woord moet dan in die kamer of waar ook al. As die raam lelik is, kry 'n ander raam, hoor, maar die woord moet daarso wees. Ek wil vanoggend begin, ek vergeet elke week om vir die aanlyn mense hallo te sê. Almal aanlyn baie welkom dat jy vanoggend saam met ons kuier. Dit is my so lekker om te weet dat daar mense van reg oor die wêreld deel is van Kaleio Kerk. Ek kry nou 'n boodskap van iemand wat tans in Engeland is en hy is besig om die wêreld te travel en hy sê, jy stuur groete vir ons Kaleio familie daar. So dis net so lekker om te weet dat ons hierso elke tweede week by mekaar kom, maar dat daar 'n internasionale familie is van Kaleio en ons loof die Here daarvoor en dit wat die Here deur Kaleio Kerk op hierdie stadium doen. Ek wil vanoggend begin deur, julle weet aan die einde van elke diens, as jy nou 'n paar keer by ons dienste was, dan weet julle ek eindig elke diens met hierdie woorde. Het ek al vir jou gesê ek's lief vir jou? Ek's baie lief vir jou. Die fondasie van hierdie kerk is nie opgerig om stoele vol te sit nie, alhoewel dankie Here dat stoele vol sit. Maar die fondasie van hierdie kerk is liefde. Jesus sê, ek het een opdrag vir julle, hê mekaar lief. Maar vanoggend, voordat ek die boodskap gee en voordat ons eindig met my stelling, het ek nodig jou om in die oë te kyk en vir jou te sê, ek is lief vir jou. Ek kan nie vir jou sê hoe vol dit my hart maak om te sien hoe die Here die afgelope paar maande in mense se lewens so kragtig werk. Dit is soos 'n seun, wanneer jy 'n klein seun sien, jou jong seun, begin goed reg kry. Sukkel die hele lewe lank al, maar begin goed reg kry. Ek weet nie van jou nie, maar daar's iets wat in my hart raak net so trots, wanneer ek sien my mense kry goed reg, wanneer hulle saam met Jesus begin stap. Ek het vanoggend vir jou 'n woord, en dis 'n willewoord, en dis hoekom ek al reeds net voor die tyd vir jou sê, ek's lief vir jou. En na die tyd gaan ek dit weer soos 'n toebroodjie. Ek's lief vir jou, dan moet ons bietjie oor iets praat, en dan nou gaan ek weer vir jou sê, ek's lief vir jou. Is dit reg? OK. Ek wil vanoggend begin, dat vir jou te sê, dat by Kaleio glo ons, dat die woord van die Here, Jesus Christus, is dit wat mense se lewens transformeer. En so vanoggend wil ek met jou kuier uit die woord uit Lukas 15, en toe ek hierdie raak lees, toe besef ek dat die Here is besig om iets aan te spreek, nie net in Kaleio nie, maar in kerk in algeheel. Julle weet, ek praat baie oor kerk met 'n hoofletter K, en dit praat oor die liggaam van Christus, die hele kerk, nie net in Suid-Afrika, maar in die wêreld. En ek het nodig om jou vanoggend met jou oor 'n stuk te kuier wat ek dink die Here wil regtrek binne in kerk met 'n hoofletter K. So maak jou hart vanoggend oop. Ek's nie hier om jou te entertain nie. Ek's nie hier om jou warm and fuzzy te laat voel nie. Ek's nie hier om jou te laat lag en
ek is hier om die woord van die Here aan jou te kommunikeer, want dit is die woord wat jou lewe gaan transformeer. Amen. So ek wil hê, fokus. Fokus. Ons gaan 'n stuk woord vandag lees en ek wil hê die woord moet diep in jou hart en in jou gees insak, dat jy getransformeerd hier uitstap. Ek beloof vir jou, jy gaan anders hier uitstap as wat jy ingestap het vandag. Ek beloof dit vir jou. So kom ons gaan in 'n tyd in waar ons net die woord kou. Die woord van die Here, die brood van God gaan gekou in ons lewe. Okay, Lukas 15. Hierdie is 'n bekende stuk, ons almal ken dit, die verhaal van die verlore seun, en ek gaan hom vandag vir jou opbreek, laat jy verstaan wat Jesus hierso sê. Kom ons begin. Lukas 15 vers 11. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat twee seuns gehad het. Die jongste het vir die pa gesê, pa, gee vir my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe. En nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom. En ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly. En die het hom na sy plaas toe gestuur om die varke op te pas. Hy sou graag sy maag wou vul met die vark se mielies, maar niemand het dit eers vir hom gegee nie. Toe. Ons moet nooit in die Bybel toe mislees nie. Kom ons stop net daar. Soveel keer in ons lewe ons en dink daar gaan nie 'n toe moment gebeur wees nie, of gewees nie. Party van ons het 'n toe nodig. Toe, vers 17, kom hy by homself en sê, hoeveel dagloners van my pa se huis het mos te veel kos. Ek sit egter hier en van die honger vergaan. Vers 18, ek sal teruggaan na my pa en vir hom sê, pa, ek het teen die hemel en jou gesondig. Ek is nie meer werd dat ek jou seun beskou word nie. Behandel my soos een van jou dagloners. Hy het opgegaan na sy pa. En nou hoor hierdie woorde. Terwyl hy nog ver was, het sy pa hom gesien. Hy is ontferm oor hom. Hy het gehardloop na hom. Hy het hom omhels, hy het hom besoen. Die seun het vir hom gesê, pa, ek het teen die hemel en voor jou gesondig. Ek is nie meer werd dat ek jou as seun beskou word nie. Vers 22, maar die pa het vir sy bediendes gesê, bring na aan die beste kleed en trek vir hom aan, sit die ring aan sy vinger en trek die skoene aan sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en sla dit. So mal oor die ou Afrikaans. Ons slag nie iets nie, ons sla dit. Laat ons eet en fees vier. Hierdie seun was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Ek het 3 groot goed wat ek vandag met jou wil bespreek. Wanneer ons na hierdie stuk teks kyk. En die eerste groot ding wat ek vandag met jou wil oorgesels is die woordjie prestasie Christenskap. Ek gaan dit weer vir jou sê, prestasie Christenskap. Ek dink een van die grootste kankers binne in die kerk van 2025 is nie die wet nie, is nie godsdiens nie, is prestasie Christenskap. Dis iets wat binne in die kerk van die Here ingetree het, wat so lyk soos die regte ding, maar wat lei na die vernietiging van die mens. En soveel keer kyk ek na waarin mense funksioneer en ek sien hoe hierdie konsep mense se wêreldbeskouing oor wat dit beteken om 'n Christen te wees, wat dit beteken om 'n verhouding met die Here te wees, hoe hierdie ding hulle lewens vernietig. En ek wil vandag, met alles binne in my, wil ek kom aanspreek dat prestasie Christenskap het geen plek binne in Kallio Kerk nie. Nou wat bedoel ek daarby? Wat is prestasie Christenskap?
Prestasie Christendom is eenvoudig. Dit is Jesus plus nog iets. Ek is in verhouding met Jesus, plus daar moet nog 'n paar goed bykom. Nou wat gebeur is, mense kom tot redding, hulle beleef die liefde en die vryheid van Jesus Christus. Kan jy daai moment in jou lewe onthou? Kan jy onthou toe die Here jou aangeraak het, daai eerste dag toe jy sy liefde so intens beleef het, die vryheid, dat al jou sondes vergewe is, dat hy 'n pad saam met jou wil stap, dat hy die juk van die wêreld van jou afgehaal het. Onthou jy daai dag, ek weet nie, kan ek dit gou-gou, ek weet nie gou daaraan dink, onthou jy die dag toe jy redding beleef het, die liefde, die vryheid van die Here? En wat dan gebeur, wat vir my so tragies is dat mense beleef daai moment en dan probeer hulle meer geestelik lewe deur ekstra goedjies te doen. En dan sien ek mense wat eintlik terugval in godsdiens in, want ek probeer die Here nog steeds happy hou. Wat my so warm het, as jy net dink ek kan kwaad word nie, my maat, wat my warm het, is as ek mense hoor preek wat sê, jy het tot redding gekom, en dan kom hulle met hierdie lyne, hoorie, maar onthou net, as jy eendag weer in die hemel kom, wat gaan Jesus vir jou sê? Gaan hy vir jou sê, dat ek ken jou, of gaan hy vir jou sê, ek ken jou nie, gaan weg van my af? Wie het al daai lyn gehoor? Ek wil loodreg dit kom aanspreek vandag en sê, as jy tot redding gekom het, jou gees is nuut gemaak, jy het uit die dood uit opgestaan saam met Jesus, jy is wedergebore, die gees van God leef nou in jou, kan niks jou ooit weer skei van die liefde van Jesus Christus nie. En daai woorde sal jy nooit uit Jesus se mond uit hoor, gaan weg van my af, ek ken jou nie. Jy, kind van God, ken nou vir Jesus. Amen. Moenie gemanipuleer word deur ouens wat ons terug in godsdiens wil kry nie. My en jou uiteinde, wanneer ons by Jesus gaan instap, op die einde van ons lewe, wanneer ons deur die doodsdeur stap, die woorde gaan wees, welkom, my kind. Ons wil Jesus plus. Nou wil ek ekstra goed doen. Ek wil ekstra geestelik wees. Nou gaan ek deur 'n moeilike tyd, nou vas en bid ek, en ek swoeg, en ek spoeg, en ek spat. Jy lyk net of jy sukkel, hoor. Want iewers probeer ons, wanneer ons deur moeilike omstandighede gaan, die Here se arm draai oor ons omstandighede. Hoor mooi, ek het niks teen vas nie. Ek het 'n groot probleem teen vas wat probeer die Here se arm draai. Want dis jou eie selfsugtige wil, dis nie die Here se wil nie. En dan kom al manne en sê, daar gebeur nie goed in jou lewe nie, want jy bid nie reg nie, en jy vas nie reg nie, en jy doen dit nie reg nie, en jy het nie genoeg selgroepe nie, en jy lei nie genoeg disippels op nie, en jy doen nie daai nie, en jy doen nie dit, jy is nie genoeg betrokke by die kerk nie, en jy is nie genoeg in die kerk nie, jy moet elke week in die kerk wees, jy lees nie genoeg Bybel nie. Dit voel net soos trek. En jy is nie gehoorsaam nie, en jy doen dit, en jy doen daai, en die. Hier, papi, jy het vir my warm, hoor. Want dan verstaan jy nie die evangelie van Jesus Christus nie. Waar die gees van God is daar vryheid. Hoekom kompliseer ons die evangelie so? Hoekom is die evangelie nie meer goed genoeg nie? Vir pastore wat luister wil ek hierdie sê, ek dink nie ek's all that nie, ek dink nie ek het al baie bereik nie, maar een ding weet ek wel, as ons die evangelie ophou preek, gaan ons kerke leegloop. As ons ander goed probeer preek, 5 stappe tot 'n beter dit, en hierdie die en daai en dit, die gospel is die goeie nuus, dis die gospel wat verander. Amen. Mense, wanneer ons in verhouding met die Here kom, sê Jesus, my juk is lig. Welkom in rus.
Hoe is jou verhouding met die Here? Is dit rus? Rus jy by die Here? Of spoeg en spat jy nog? En probeer die Here please. Hier is die waarheid. Jesus het klaar die Here vir ons geplease. Kolossense sê ons is totaal versoen met die Vader. Ek wil hê dan moet 'n stuk godsdiens van jou skouers afval. Ek wil hê jy moet in rus inkom. Hoekom? Want jy kan nie gesond word as jy nog vasgevang is in godsdiens en prestasie Christendom nie. Jy kan nie. Jy sien, jy het genade nodig, jy het die ruimte nodig wat hierdie persoon beleef, wat hierdie jong seun beleef. Vir my die mooiste gedeelte van hierdie storie van die jong seun is, hy daag op by sy vader met 'n leuen in sy kop. Skus pa, ek het teen jou gesondig, ek's nie werd om jou seun genoem te word nie. Dis die tragiesste woorde in die Bybel. Ek's nie werd om jou seun genoem te word. En weet jy wat doen die vader? Hy noem nie eers een sonde nie. Hy staan nie daar voor hom en sê, ja nee Pel, kyk nou weet jy nou, hoe al my geld gaan mors. Kyk nou weer met weet jy almal rondgeslaap. Kyk nou wat se siektes het jy opgedoen. Kyk nou hoeveel het jy gedobbel. Kyk nou hoe het jy dit en die en daai gedoen. Nou maar welkom nou maar terug en gaan kry vir jou daar 'n trof en gaan voer die varke. Dis hoe ons dink die Here met ons gaan werk. Daai vader noem nie een ding nie. Hy luister omtrent nie eers vir hy seun nie. Hy sê gaan haal die vetgemaakte kalf. Trek sy die ring aan sy vinger. Sit weer die kleed oor hom. Kom bevestig wie hy is. Hoe ek lag laas week aanlyn. Daar's 'n video van my op ons Instagram page waar ek sê dat wanneer ons in Christus is, wanneer ons gelowig is, oortuig die Heilige Gees ons nie meer van sonde nie, hy oortuig ons van ons geregtigheid. Kom en na ou. Wat se twak is dit? Sondig ons nou nie meer nie. Ekskuus julle, ek's nie perfek nie, ek is sulke goed pla my, sorry. Jy sien, wanneer ons so sonde gefokus is, dis vir my die slegste ding. Miskien gaan jy nog comments nou wees. Die Here is nie meer sonde gefokus nie, want Jesus het sonde oorwin. Maak ek en jy nog foute? Verseker. Dit gaan nie meer oor sonde nie. Dit gaan oor ons seunskap in Christus. Dis wie jy is. En dis wat ek wil regtrek binne in kerk met 'n hoofletter K. Want mense kom nie vry nie. As ek so op my sonde gefokus is, kan ek nie vrykom nie. Maar as ek besef, ek is klaar heel gemaak, kan ek begin deel met die seer van my verlede. Jesus sê, dit is so maklik om te verstaan, dit is my so mooi. In Markus 10, het gaan op die bord wees nie, sê Jesus, ouens, wat verstaan julle nie? Die evangelie is so eenvoudig, 'n kind kan dit verstaan, julle moet soos kinders word, dis so maklik dit is. Hoor wat sê, toe Jesus dit sien, sê hy verontwaardig vir hulle, laat die kindertjies na my toe kom, moet hulle nie verhinder nie, want aan mense soos hulle behoort die koninkryk van God. Dit verseker ek julle, wat die koninkryk van God nie soos 'n kind ontvang nie, sal nooit daarin gaan nie. Wat sê Jesus? Ontvang die boodskap van die evangelie soos 'n kind. Ek is nog in die ouderdom waar ek nog my kinders se Here is. Ek weet as hulle tieners raak, gaan ek nie meer hulle Here wees nie. Nou nog is ek hulle Here. As ek vir hulle goeie nuus vertel, vreet hulle dit so soetkoek op. Ek het al dinge van my vertel, hulle dink, hulle pa is die beste en die grootste en die slimste en die alles. Jesus sê, ontvang die evangelie, want dit is eenvoudig. Hou op om dit te kompliseer. Jy moet soos 'n kind word. Besef, ek het alles reeds vir jou gedoen. Hier is die punt. Rus. Dis wanneer ons Jesus plus, wanneer ons vernietiging sien.
Ek is nie vir om mense te sê, jy moet elke week by die kerk wees, jy moet vroeër hierso wees dat jy kan opslaan, wees meer betrokke by die kerk. Ek is die eerste kerkseker wat wil sê, moenie meer betrokke by die kerk wees nie. Stop! Hier is ons kerk, daar doen ons kerk. Ons het genoeg mense. Hoorie, en ek betaal eerder iemand om te koffie en alles te doen, as wat ek nog mense meer uitbrand, omdat hulle in prestasie godsdiens vasgevang is. As jy wil betrokke raak by die kerk, raak betrokke uit 'n plek van oorvloed. Elke persoon daar by die kinderbediening is mense wat sê, ek het kinders so lief, dit maak my vol, ek love om by hulle te wees. Met jou kan ek werk. As jy opdaag en sê, ag, ek moet nou weer stoel skuif, en ek moet nou weer dit, bly net by die huis, hoor. Kan niks met jou doen nie. Ek het nie jou nodig om my kerk suksesvol te ran nie. Ekskuus, ek gaan dit anders sê. Dis nie my kerk nie. Dis Jesus se kerk. Hy sal oprig. Hy sal die mense stuur. Ek het daai burden van my afgehaal. Dis nie my kerk nie, sy kerk. Ontvang die evangelie soos 'n kind. Paulus raak nog warmer as ek. Paulus wil van sy kop afraak, wanneer mense begin die evangelie en ander goed meng. Gelees die boek van Galasiërs, hy raak wild. Want dis hierdie ding, as jy alles in beheer moet hou, as jy alles onder orde moet hê, as jy alles in beheer moet hê, dan ewe skielik wanneer jy deur 'n moeilike seisoen gaan, Here, maar ek het gevas en ek het gebid en ek het dit gedoen en Here, ek woon gelofte dag by en ek doen daai en ek wat ook al. Nou gaan dit skeef met jou. Waar is die Here nou? In plaas van om saam met Jesus deur daai seisoen te stap. Party goed mense gaan ons nie wegbid en wegvas nie. Partykeer moet ons deur dit loop. Want jy het nodig om iets van Jesus in jouself te ontdek. Sorry. Ek wil vinnig vir jou lees wat sê Paulus. Hy sê, is julle dan so dwaas? Julle die gees van ontvang deur geloof en nou wil julle dit voltooi deur julle eie menslike inspanning. Dit is klaar voltooi. Rus. Amen. OK. Hoekom is ek so passievol hieroor? Want ek sien te veel geredde mense wat nog so slawe optree. Jy is gered, maar jy verstaan nie wie jy is nie. En dan bring prestasie Christendom jou in 'n plek waar jy net meer doen soos 'n slaaf. Jy is nie meer 'n slaaf nie. Kan jy dit met jou gees asseblief hoor vandag? Jy's nie meer gelowige. As jy ongelowig hier sit, is jy nog 'n slaaf. As jy tot geloof gekom het in Jesus Christus, is jy nie meer 'n slaaf nie. Nou hoor mooi, hoekom pla hierdie my so erg? Ek gaan 'n storie vertel. Hongersnood. Het jy geweet, in hierdie wêreld, tans, kan ons die wêreld se hongersnood in een dag uitsorteer. Ons kan vandag die wêreld se hongersnood vandag uitsorteer. Die UN sê ons het so 40 miljard nodig per jaar om wêreldhongersnood vir miljard dollar nodig om wêreldhongersnood uit te sorteer. Apple alleen, die maatskappy, ons iPhones, Apple alleen maak 100 miljard wins gereeld per jaar. Gereeld. Daar's menigte maatskappye wat meer as 100 miljard rand per jaar maklik maak. So die probleem is nie geld nie. Die probleem is nie die fondse nie. Dit is slaafmentaliteit. Want 'n slaafmentaliteit is, daar's te min. Ek moet vashou. Ek moet vashou. En daarom, daar's genoeg fondse, mense hou vas. Jy kan 'n biljoenêr wees en nog steeds 'n slaafmentaliteit hê.
Wil jy nie vrykom van dit nie? Die ander boetie in hierdie storie tree so op. Hy's 'n seun. En dan gaan maak sy boetie droog, en dan kom hy terug en hy sê, pa, hy het nou gaan droog maak. Hoe kan hy? Hoe kan jy nog vir hom lief wees? Hoe kan jy nog vir hom alles gee? Ek is die geliefde seun. Hy kom met 'n slaafmentaliteit, dan sê die pa, luister, alles wat ek het is julle sin. Daar's oor genoeg. Daar's meer as genoeg. Wat kla jy so? Want is 'n slaafmentaliteit. Daar's nie genoeg vir my nie. En ek wil vandag vir jou in die oë kyk en sê, ek dink, selfs ek is nog 80% van my lewe in daai spasie, waar ek nog steeds as 'n slaaf optree. Kom kyk myself in die oë. Elke maand, wanneer dit bietjie knyp raak, probeer hierdie slaaf plannetjies maak. Hierdie slaaf. Ek wil jy moet vrykom, ek wil jy ons moet vrykom vanoggend. Mense, in die koninkryk van God is daar oor genoeg vir almal. En as ons as 'n slaaf optree, mis ons die volheid van wat God vir ons het in hierdie lewe. En daarom het ek nodig om te land met hierdie. Hierdie titel van hierdie preek se naam is Nou of Nooit. En hoekom ek dit noem is, Dani, jy kan so lank na vore toe kom. Hoekom ek dit noem is, daar's 'n oomblik in hierdie storie wat Jesus vertel, wat ek hier ons met twee goed raak sien. Die eerste een is die prentjie van genade. Hierdie storie gaan nie oor 'n ongeredde persoon wat gered word nie. Hierdie storie gaan oor 'n seun wat 'n erfenis ontvang het en gaan droog maak het. Mense sukkel met hierdie konsep. Mense sê, moenie genade preek nie, because you give people a license to sin. Moenie genade preek nie. Want wat sê genade? Genade sê, jy is so vrygemaak. Paulus sê, moenie julle vryheid gebruik om julle sondige begeertes te vervul nie. Jy is so vrygemaak dat jy kan self sondig en dit verander nie God se opinie oor jou nie. Dis hoe vry jy is. Jy is vry onder die wet. Jy is uit, die wet tel nie vir jou nie. En hierdie persoon slaan 'n draaipunt, waar hy besef wat hy ontvang het, en hy het dit misbruik sonder sy Vader. Jy sien, jy kan genade hê, jy ken sulke mense, gered wat bitter droog gaan maak het. Nou wil ons met oordeel na hulle toe gaan en sê, jy moet weet, Pel, as jy sulke goed aanvang, gaan die Vader jou eendag garra, hoor. Die Pel is jy daar, homoseksueel, papa, is nie plek vir hulle in die hemel nie. Dis absolute nonsens. Die genade van die Here roep. En elke mens slaan 'n draaipunt waar hy besef, ek het genade ontvang, maar ek het sonder my Vader geleef. Ek wil terug na my Vader toe, van daar maak ek sin. En dis party van ons wat hier sit, wat ons steeds, ek wil jou vandag sê, jy leef met 'n victim mindset, victim. Alles gaan verkeerd met my, niemand kyk uit vir my nie, ek is 'n weeskind, niemand sorg vir my nie, wat gaan van my word? Stop dit. Stop dit. Jesus het jou kom red van jou victim mindset. Jy dink soos 'n slaaf, en jy moet 'n draaipunt, daar's 'n plek waar ek en jy moet sê, ek is nie meer 'n slaaf nie. Ek is nou 'n seun. Jy het nie nog berading nodig nie. Jy het nie nog sielkundiges nodig nie. Loof die Here vir sielkundiges, hulle doen 'n amazing job. Maar party van ons moet op 'n plek kom, een keuse. Een.
ek's nie meer 'n slaaf nie. En jou hele lewe sal verander. Elke situasie na waar jy kyk, elke ding wat jy moet deurgaan, kan jy of as 'n slaaf deurgaan of as 'n seun deurgaan. Daar's 'n groot verskil. Amen. Waar's jy? Jy sien, hier is die grootste ding wat die vyand wil bewerkstellig in jou lewe. Jy is nog 'n slaaf. En 'n slaaf leef met tekort. 'n Seun weet wie sy pa is. 'n Pa wat bereid was om sy seun te vernietig, sodat ek en jy terug in sy huis kan kom. In my pa se huis, more than enough. Jy jaag nog materialisme, jy jaag nog daai huisie by die see, jy jaag nog daai besighede, jy jaag nog. Okay, nou het jy dit. As die Here in een oomblik alles vir jou gee, gaan jy nog steeds onvervuld wees, want jy leef soos 'n slaaf. Ek het nodig om vir jou te sê, kerk, Suid-Afrika kerk, die oomblik wanneer ons skuif van slaaf na seun, verander Suid-Afrika. Ons probleem is nie 'n government nie, ons probleem is nie 'n ekonomie wat besig is om te val nie, ons probleem is mense wat nog so slawe optree met 'n slaafmentaliteit. Jy's 'n seun. Amen. So ekskuus as ek hard praat vanoggend, maar baie keer het ons harde stemme in ons lewe nodig. Ons gaan jou nie meer koester nie, ek kan dit nie hanteer. Ek het nodig, ek is vir jou baie lief, ek het in die begin vir jou gesê, ek is jou baie lief, maar ek gaan nie jou victimhood duld nie. Because you're better than that. Daar's meer in jou. Amen. Ok, het ek al gesê ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Wat wil ek jy moet jy huis toe vat? Ek wil hê, dat wanneer jy stemme in jou lewe hoor, wat jou terugtrek in die spasie in van slaafmentaliteit, jy doen nie genoeg nie, jy bid nie reg nie, jy vas nie reg nie, jy doen nie daai en die en dat reg nie, stop. En sê vir jouself, Here, dankie dat ek 'n seun kan wees. En vir 'n vrou, as ek die bruid van Christus kan wees, kan jy 'n seun van God wees. Amen. Seunskap gaan nie oor seun of dogter nie. Seunskap gaan oor bloedlyn. Jy's nie meer in die bloedlyn van Adam nie, jy's in die bloedlyn van Christus. Is hierdie vir jou goeie nuus vanoggend? Jy kan hande klap, ek wag nou al heel tyd vir hande klap. Okay, so ons sê hierdie vir mekaar en ons klap lekker hande, loof die Here. Môre tref jy die traffic op pad werk toe. En jy kan of as 'n slaaf die traffic tref, of jy kan as 'n seun die traffic tref. Hier's persone wat hier sit, you are looking for meaning. Jy het nou die kar, jy het nou die huis, jy het nou die besigheid, jy het nou die vrou, jy het nou die dit, jy het nou die daai. Jesus kalei jou roep jou na betekenis toe. Dat jou lewe kan meer beteken, jy gaan minder hê. Dis okay. Want ek lewe met betekenis en purpose, ek's 'n seun van God. So ons gaan nou 'n lied sing, en is 'n ou lied, maar daar is nie vir my 'n beter lied, die res van die team kan so lank vorentoe kom, daar is nie vir my 'n beter lied as om hierdie te vestig nie, en ek gaan gereeld hieroor gesels, want ons het nodig om hierdie vas te maak in ons lewe, mense aanlyn ook, ons het nodig om hierdie vas te maak, onsself te herinner, ek tree alweer soos 'n slaaf op, ek stres alweer oor daai goed, ek sal weer bekommerd oor daai goed, my mental health het alweer hierdie goed getref, omdat ek as in wortel nog steeds glo ek is 'n slaaf. Dankie Heilige Gees dat U ons kalei jou begelei om te sê, wag, hoe sou 'n seun hierdie hanteer?
Hoe sou 'n seun van God hierdie hanteer? Here, ek kom nou, elke stres oor finansies, daar's meer as genoeg. Here, elke stres oor gesondheid, U is die geneesheer. Here, elke stres oor die huwelik, Here, U spesialiseer om gebroke huwelike heel te maak. Elke persoon wat soos 'n weeskind voel, Here, mag U vandag vir hulle self kom sê, jy is my seun. So kan ek en jy 'n draaipunt tref vandag. Dis nou of nooit. Soos daai seun wat sê, ek wil terug na my Vader toe. Ek wil gaan lewe soos 'n seun. Daar is daar meer as genoeg. Staan saam met my. Dan sing ons hierdie lied en ons verklaar net hierdie vandag oor ons. Ons gaan vanoggend hierdie vasmaak met nagmaal. Nagmaal het ongelukkig 'n groot kerktradisie geword en ons sommer net kom ons drink iets en eet iets en ons gaan nie dit duld by Kaleio Kerk nie. Nagmaal is die feesviering van dit wat ons nou net gesê het. Jesus is vernietig sodat ons heel kan wees. Jesus was verwerp sodat ons nooit weer verwerp hoef te wees nie. Jesus is gevloek sodat ons geseënd kan wees. En so vanoggend wil ek nie hê ons moet net nagmaal gebruik. Moenie nagmaal gebruik as dit net 'n tradisie vir jou is nie, asseblief. Vanoggend wil ek hê wanneer jy saam met die mense rondom jou, almal is hier saam met iemand, as jy saam met jou gesin hier is, wil ek hê vat hierdie moment en sê Here, dankie dat ons hierdie kan vier, dat U bloed en U liggaam ons geskuif het van slaaf na seun toe. Amen. Kom ons maak dit vas. Daar gebeur iets wanneer ons saam nagmaal het en dit doen. So jy kan gerus opstaan. Kom ons begin met daai groep. Die nagmaal is daar agter en op 2 tafels. Daar's genoeg broodjies en genoeg druiwesap. Staan op. Dan beweeg jy uit en dan gaan kry vir jou. Dan kom terug na jou gesin toe en dan bedien ons die nagmaal saam. Jy kan gerus opstaan en dit doen. Daar is nog 'n nagmaal, dankie span, hoor, skus. Daar's nog 'n nagmaaltafel net daar agter, hoef jy nie ver te loop nie, so staan gerus op, net daar agter kan jy gerus nagmaal gebruik. Ek vertrou die Here dat jy vanoggend 'n stuk rus beleef het. Dat as jy vanoggend huis toe ry en hierdie nadink, dan moet jy op 'n plek wees waar jy sê, Here, dankie dat ek rus by jou het. Ek wil nie jy moet vanoggend hier wegry met nog to-do lysies en goedjies nie. Dat jy by Jesus net kan wees. Want dis wanneer ons by hom kan wees, wanneer ware genesing gebeur. Amen. OK. Ek sê vanoggend vir my span dat ek gaan bietjie meer hieroor met julle kuier oor die volgende tyd. Maar een van die waardes van Kaleio Kerk is dat ons rus. Ons funksioneer op 'n plek van rus uit. Daarom, ek het lank genoeg gestoei en gespoeg en gespat in kerk. Ek het nie meer tyd daarvoor nie. By Kaleio Kerk is hierdie 'n spasie waar jy kom rus. En daarom het ons net elke tweede week kerk. As jy wil meer dienste hê, ons gaan nie meer dienste hê nie. Sorry. Ek probeer nie arrogant of enigiets wees nie. Maar ek wil hê ons moet verstaan dat daar 'n spasie is waar jy met jou gesin, met jouself moet uit rus funksioneer. Ek is vir julle baie lief, maar ek so bietjie liewer vir my eie gesin. Jy sien, ek kan nie 'n goeie leier vir jou wees as my huisgesin nie gesond is nie. Amen. So kan ek julle vra dat ek en my gesin gesond is. Julle soek nie 'n uitgebrande pastoor nie. Glo vir my, julle soek nie dit nie. Julle soek iemand wat heel is, wat vorentoe leef, wat in 'n spasie van gesondheid is en loof die Here, ons is daar. My huwelik is gesond, my kinders is gesond en dit beskerm ek met my hele lewe. Amen, is dit oké? En elke tweede week dan kuier ek met my seun. Dan kuier ek met jou. En dis 'n spasie. Die ander alternatiewe week bedien ek jou aanlyn. As jy nou nie weet nie, as jy nou nie hier is, bedien ek jou aanlyn. En dis my verwagting. Ons noem dit 'n Kaleio kuier. Dis nie 'n struktuur of jy moet dit doen nie. Jy hoef nie. Jy hoef dit te doen nie. Maar daar gaan elke tweede week gaan daar 'n diens aanlyn wees waar jy met jou gesin
kan funksioneer en die boodskap gaan jou bedien. Dis dit. Amen. Dankie Here daarvoor. So, ek wil land met hierdie, ons het, as ons praat oor Kaleio Kerk se missie is om mense gered, gesond en gestuur te kry. Dis ons missie. Ons wil mense gered sien, dat hulle van slaaf na seun beweeg, maar daar kan mense gered wees, maar nog steeds ongesond wees, dat ons hulle gesond kry, en dan mense gestuur kry. Ek en jy is geroep, Kaleio, om dit wat in die hemel 'n realiteit is, op aarde 'n realiteit te maak. Amen. Die Here gee vir ons daai sleutel. Hy sê, sluit julle oop, dit sal op die aarde oopgesluit wees. En so daarom met ons vandag wil ek net ons het hierdie key holders, of wat ook al dit noem, met 'n leer met die logo van Kaleio op. Ek wil jou uitnooi, gaan kry vir jou een, kost R60, kry vir jou een, en sit dit aan jou sleutel, en wanneer jy aan jou sleutel vat, dan sê jy, Here, dankie dat ek uit rus uit kan funksioneer, sodat ons uit dit wat in die hemel 'n realiteit is, op aarde 'n realiteit kan maak. Amen. So, dis net vir jou om te noem, dat ons dit 'n realiteit maak. Het ek al gesê, ek is lief vir jou? Ek is so lief vir jou. Kom ons kuier, kom ons kry 'n lekker koffietjie daar agter. Vir al die aanlyn mense, dankie dat julle vandag saam gekuier het. Ons sien julle oor 2 weke, selfde tyd, selfde plek. Goed gaan en veilig ry.